Ek is jammer, ek gaan nog 'n keer praat oor wees gelukkig. So as jy nie gelukkig is daarmee nie, dan sal ek jou verskoon. In Persië het daar 'n jong prins aan bewind gekom, wat graag insig wou kry oor die groot waarhede van die lewe. Wat is ware vrede en geluk? Hy het al die wyse manne in sy ryk bymekaar geroep en hulle opdrag gegee om die geskiedenis van al die volkere in die wêreld te gaan navors. Daaruit wou hy iets leer wat die essensie van die lewe is. Wat is die sin van die lewe? Wat is geluk in die lewe? Na 20 jaar het sy navorsers teruggekom met 100 kamele wat 1000 boekdele op hulle rug gedra het. Waar dink julle moet ek die tyd kry tussen al my staatsake om al hierdie goed deur te lees? Vra die jong koning. Gaan terug en verkort die geskiedenis. Na nog 20 jaar het hulle weer teruggekom met 100 boeke. Weer het hy hulle teruggestuur en gesê, som dit op dat dit nog kernagtiger is. Totdat hulle op 'n dag by die paleis aangekom het met een eislike dik boek, waarin die geskiedenis van die mensdom, die sin in die lewe en hoe om gelukkig te wees opgesom is. Maar sy personeel by die paleis het gesê, julle moet gou maak. Sy majesteit is al oud, hy is besig om te sterf. Haastig gaan hulle die paleis binne. Die koning kyk na die massiewe boek en sug. Eers het ek nie tyd gehad om julle boeke te lees en nou dat julle uiteindelik 1 volume saamgevat het, het ek nie meer krag. Ek is besig om te sterf, sonder dat ek ooit sal weet wat is die een groot waarheid wat die sin van die lewe en om waarlik gelukkig te wees saamvat. My Heer, het een van die wyses gesê, ek kan dit vir u in 3 sinne opsom. Hulle is gebore, hulle het gelei en hulle het gesterf. Waldo Emerson het gesê, wie nie gelei het nie gelewe nie. En wie nie gelag het nie, het net bestaan. Nou daar's die National Institute of Mental Health het 'n studie gedoen, wêreldwyd. Hulle beweer sedert na Wêreldoorlog 2 leef ons nou in die tyd waarin die mens die mees angs en vrees beleef. Net 14% van die deelnemers het gesê, het die boksie I'm very happy kon tik. 25% mense voel baie eensaam. Happiness is down, loneliness is up. En dan sê hulle, the most alarming is the absence of peace among our youth. Die mental health problems between 18 and 25-year-olds, 25% beleef angs, 13% het selfmoordgedagtes. Nou, deur die eeue heen het mense probeer om betekenis en die kuns van gelukkig wees te definieer. Miljoene der miljoene woorde is oor die onderwerp geskryf. Digters, predikers, filosofe, wetenskaplikes, onderwysers, leraars, leiers, herders het deur elke eeu probeer om 'n eenvoudige formule uit te werk. Die ewige soeke van die mensdom om content, dis die Engelse woord, vat dit vir my soveel meer saam. Content, tevrede en gelukkig te wees, want uiteindelik is geluk wat alle mense wil hê, ongeag die vele maniere waarop hulle dit soek. Om gelukkig te wees is die uiteindelike doel van alle ambisie, alle strewe, alle hoop en alle planne. Aristoteles, 'n groot filosoof in die vorige eeu, het gesê, geluk is die betekenis en die doel van die lewe, die begin en die einde van die menslike bestaan. Maar, en ek vir myself vra, wat is die inhoud daarvan?
Wat beteken dit? Daar's een punt waaroor almal saamstem. Ware geluk spruit voort uit 'n kwaliteit binne in ons. Want die bokke het gisterand gewen, maar hulle gaan eventueel weer verloor ook. En dan is ons weer nie gelukkig. Ware geluk spruit voort uit 'n kwaliteit binne in onsself, uit 'n manier van dink oor die lewe. 2 verse het by my opgekom terwyl ek voorberei, het net so opgespring, en dit is dalk buite konteks gebruik, maar Johannes 7:38, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome van lewende water, lewende, life, vloei uit my binneste. En Johannes 10:10, ek het gekom dat julle kan lewe hê, en dit in oorvloed. Nou wat is geluk? Sommige mag sê gesondheid, of geld, of vriende, of jy mag roem en mag hê en nie gelukkig wees nie. Ek hou vol dat daar een ding is, of 'n paar dinge is, wat noodsaaklik is. 'n siek man sal sê gesondheid, 'n arme man sal sê rykdom, 'n ambisieuse man sal sê mag, geleerde een sal sê kennis, ongeleerde, 'n oorwerkte een sal sê rus. Toe het iemand geskryf, wat is die beste ding vir 'n rivierstroom? Dis om te vloei. As 'n rivierstroom ophou vloei, dan staan, water is 'n lewende organisme, dan vrot dit. Water wat staan raak vrot. Die beste ding vir 'n mens is dit wat die stroom aan die gang hou. Fisiese, morele, kreatiewe, intellektuele strome van ons lewe moet aanhou vloei. Daarom is die geheim van geluk iets om te doen. Dit is iets wat jy moet doen waarvoor God jou bedraad het. Ons gaan nou daarby kom. Mense is ongelukkig omdat hulle na binne kyk in plaas van na buite vir wie kan hulle iets beteken. Dit lê in doen. Byna elke mens kan dadelik gelukkiger wees as hy by hierdie basiese waarheid verbykom en dit aanvaar. Die enigste ambisie wat ooreenstem met geluk is die ambisie om dinge saam en vir ander te doen. As jy werklik 'n gelukkige mens wil sien, gaan jy dit vind in 'n man wat 'n bootjie saam met sy seun bou. Of in iemand wat 'n boek skryf, of in iemand wat 'n simfonie komponeer, of 'n skildery skilder, of in sy tuin dahlias plant. Net soos niemand gelukkig kan wees in werk wat geheel en al net oor homself of haarself draai nie. So kan niemand heeltemal gelukkig wees in sosiale verhoudinge as dit slegs op homself, op hom gefokus is. So, okay, my punt is mooi op 'n projektor en die projektor het genotus. Die eerste punt gaan ek nie eens behandel, want ek het al baie genoeg daaroor sê. Dit begin by ons gedagtebeheer. Because your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Tweedens, ware geluk spruit voort uit 'n kwaliteit binne in onsself, 'n geheim van iets van hoe God my bedraad het. Nou ek het nou mooi op die projektor dit gehad. God het elkeen van ons iets gegee. 'n Bedrading, ek noem dit 'n bedrading. Hy het jou gewire, toe hy jou in die skoot van jou moeder aan mekaar geweef het. Psalm 139 sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in my moeder skoot.
U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik, hier is so mooi. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Nou ons kry as die Here wil hierdie week 'n kleinkind by. 'n seentjie, deur oor see. Ons het nou 'n kleinkind op sosiale media. Ons sal ook eendag vir hom sê, soen die screen, oupa soen hom ook. Dan soen ons mekaar op die screen. Maar God is besig om iets in 'n moederskoot aan mekaar te weef. Nou, baie mense sê, toe die gawes uitgedeel het, het hulle agter in die ry gestaan, en toe God by hulle gekom het, was hulle op. Toe kry hulle niks. Dis bloot nie waar nie. Daar's baie gawe toetse, ek kan vir jou enige van hulle stuur, ek het hulle almal op my rekenaar, maar in kort die volgende twee vrae. Wat geniet jy om te doen? Dit energise jou om dit te doen. Jy love it om dit te doen. En jy's eintlik goed daarmee. Ok, ek sien koppies skud so. En dan die tweede een, wanneer jy dit doen, of besig is om dit te doen, dan seën dit ander mense. Dis jou gawe. So eenvoudig soos dit. Nou, as jy sukkel met hierdie vraag, dan bid jy, dan vra jy die Heilige Gees. Nou ek het so 'n woordjie gevorm, wat ek uit Psalm 139 kry. Wat behels daai bedrading binne in jou en my? Die G-E-V-O-R-M. Die G is gawes, geestelike gawes. Daar's Romeine 12 vanaf vers 6, 1 Korinte 12 staan en Efesiërs 4:11 tot 12. Jy kan daai skrifte gaan lees. God het almal van ons het 'n geestelike gawe gekry. Die E gevorm, G-E, ek sê altyd, dit staan vir emosie. Iets in my en jou trek 'n traan. Nou kyk, en ekskuus dat ek bely dit as dit sonde is, maar as ek nou hier in die straat afry, party mense as in die straat afry en hier loop 'n hond, dan wil hulle alles in hulle vermoë doen om daai hond soos sy baas te kry, om hom op te laai, om hom kos te gee. Ek sal vind die hond, hoe hy daar gekom het, dit is sy sak. Dit trek nie 'n traan uit my nie. Ek is nie so diere ingestel nie. Nou wat trek 'n emosie uit jou? Almal van ons het iets. Die V, G-E, nou net my spelling reg hê, want my juffrou het my leer spel, is vaardighede. Almal van ons het ook 'n vaardigheid. Dis nie 'n gawe nie. Ek wil amper sê, dis 'n common sense ding wat jy het. Party van ons wat hier sit, het geen bonsens nie. En jy kan dit ook nie aanleer nie. Jy kan oefen en dalk bietjie beter raak daarin. Dis vaardighede. Jy het 2 ander vaardighede gekry wat ek nie gekry het. Dan die O, gawes, emosie, vaardighede. Die O staan vir my vir ondervindinge en opleiding. Wat se ondervinding het jy al in jou lewe deurgemaak? Watter goed wat jou ondervinding gegee het, of watter opleiding het jy deurgegaan? Watter grade het jy gaan swat, of diplomas, of kursusse? Die R gevorm, sê ek, God het aan elkeen van ons 'n reg om self te kies gegee. En ons kies nie almal dieselfde nie. Jy het 'n reg, dit is jou reg. En aan die M is mens beeld van God. Gawes, emosie, vaardighede, ondervindinge, reg tot keuses en mens, God se ambassadeur. Dis die bedrading wat God in jou inbedraad het toe hy jou in jou moederskoot. En as jy daai goed ontdek en doen, jy gaan kon
laasweek gesê het, ek gaan oor praat. Ek het altyd gewonder as Matteus 6 sê, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Nou 'n paar van julle het my geantwoord, baie dankie vir die antwoorde, maar julle het een van my gesê, wat is die skat? Wat is die skat in die hemel? Ek kon dit ook nie kry nie, dit bly 'n skat. Dus die Bybel sê nie presies wat is die skat? Dit sê ons sal skatte en ons sal 'n beloning kry. Nou 'n paar kort storieetjies waarmee ek vir jou wil illustreer en wat jou waarlik gelukkig gaan maak. Skalk vertel. Ek het altyd neergesien op my pa omdat hy motors reg gemaak het. Ek het gedink sy oliebesmeerde hande beteken hy het misluk in die lewe. Toe ek 'n ingenieur geword het, het ek vir hom gesê, ek het dit verder gemaak as jy in die lewe. Hy het net geglimlag. 4 maande nadat hy dood is, het ek in sy werkswinkel eendag 'n gereedskapkis ontdek waar my naam op gestaan. Ek het gevries. Binne-in was dosyne notaboeke vol ingenieursontwerpe, berekeninge, sketse, idees wat hy alles neergeskryf het van engines wat hy nooit kans gehad het om te bou nie. By elke bladsy het hy in die kantlyn geskryf, wys dit vir hom as hy oud genoeg is. En skielik het ek besef, my pa het altyd beter as ek geweet. Hy het vir my dit nagelaat. En nou elke dag as ek in my laboratorium instap, dan sê ek, papa, ek bou vandag van wat jy gedroom het. Dis 'n skat in die hemel. Stefan vertel, ek het in 2009 wiskunde op universiteit gedryf. Ek moes dit Ek het in die aand in die biblioteek gaan studeer. Ek het paniekerig een aand daar gesit en ek kon nie die probleem uitgewerk kry nie. Toe kom 'n skoonmaker langs my sit. En hy het stadig saam met my deur die wiskundige probleme gewerk. Aande en aande daarna het hy, wanneer hy af was, by my kom sit en hy het my verduidelik. Op die ouend het ek uitgevind, hy is eintlik 'n wiskundeonderwyser, ergens van bo in Afrika. Hy het sy werk verloor, nou is hy 'n skoonmaker in die biblioteek. Ek het wiskunde geslaag. Ek het 'n sjokolade en 'n geldjie in sy rugsak gesit. Die volgende dag toe hy my weer sien, het hy net vir my 'n thumbs up gewys. Geen woorde, geen vergoeding, but I'll never forget that silent cheer. Bertie vertel, op hoërskool was ek te verleë om te erken dat ek eendag my rugsak verloor het. 'n Klasmaat, nogal 'n meisiekind, het haar rugsak vir my gegee en gesê, sy het nog een by die huis. Sy het nooit weer daaroor gepraat nie. Jare daarna het ek eendag op die lughawe gekom waarheen ek moes vertrek na 'n ander stad. Ek het skielik gesien sy werk daar. Sy het my nie onthou nie, maar ek het haar onthou. Ek het vir haar gesê, ek het nou gegradueer, deels te danke aan jou, wat vir my daai dag 'n rugsak gegee het. Sy het net geglimlag en haar skouers opgetrek en gesê, ons dra mos mekaar se laste. Dit laat mens goed voel. As jy vir iemand anders iets doen, sonder dat hy vir dit terug doen, of jy moet vergoed daarvoor. Sias vertel, 'n ou het aanhoudend op my gereserveerde parkeerplek geparkeer. Ek het hom aggressiewe notas gelos. Eendag het ek besluit, nou blok ek hom, en ek het daar gestaan en wag. En hy het gekom op 2 krikke met 'n been in gips. En hy het vir my om verskoning gevra en gesê, sy parkeerplek is ver hier vandaan en op die oomblik onder konstruksie. Ek het hom dadelik my parkeerplek gegee. Susan het tydens 'n universiteitseksamen 'n blank gestryk. Ek het net gevries oor 'n wiskunde probleem wat ek lank gestudeer het. My brein het skielik leeg gevoel. Die meisiekind langs aan my het haar potlood laat val. Sy het vooroor gebug om haar potlood op te tel en sy het net vir my gefluister, teken eers die driehoek. En dit het vir my oopgegaan.
Sy het my geen antwoorde gegee nie. Sy het my rustigheid gegee. Dit laat mens goed voel. Dit laat jou om 'n beloning, om iets te deposit in die hemel. 'n Laaste een. Kleintjies vertel, ons het dit nie breed gehad nie, om dit ligter te stel, finansiëel erg gesukkel. Ons knorrige buurman het nooit met ons enigstens gepraat nie. Nadat my pa oorlede is, het ons elke Vrydagmiddag op ons stoep kruideniers gevind, sonder notas, net paar sakke kruideniers. Maande later het ek hom eendag betrap en gesien, dis die onbeskofte buurman. Hy het net sy skouers opgetrek en gesê, ek weet hoe dit voel om iemand te verloor. Dit blyk dat hy sy vrou jare gelede verloor het. Kan ek jou 'n uitdaging stel? Wil jy bietjie werk aan jou inner contentment, aan jou geluk? Soek hierdie week om vir iemand iets te doen of te gee, iets goeds, sonder dat hy of sy weet dit kom van jou. Maar daar is 'n paar goed wat in die pad mag staan. Vergifnis, vergewe ander wat dit glad nie verdien nie, spreek hulle vry, vergewe volkome, vergewe van harte, Matteus 18:35 sê, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie julle broer van harte vergewe nie, jy kan nie vir iemand anders goed wees as jy hom nie vergewe nie. Gee vir iemand wat iets van jou vra, al weet jy, hy kan jou nie teruggee nie. Doen goed aan ander sonder om erkenning daarvoor te kry. 'n Dienaar van die Here moet iemand wees wat onreg kan verdra. Met vriendelikheid moet hy teestanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. 2 Timoteus 2:24. En bid vir ander. Sonder dat jy vir hulle sê jy bid vir hulle. Dit is nie nodig om dit aan 'n klok te hang nie. In Markus 2 is daai verhaal van daai 4 vriende wat hulle vriend op die mat gebring het, 'n gat deur die dak gegrawe het, gekap het, hom met toue laat afsak het, en hier lê hy voor Jesus, en hier sit 'n hele gehoor mense. Wie wat staan daar in vers 5? Nou, dink jy nou in, visualiseer dit. Hier, ek moet nou seker voor die kamera staan. Hier lê die ou. Hier daar staan. Jesus het opgekyk. En hy sien op die 4 hoeke van die gat, so groot soos 'n draagbaar, 4 stowwerige gesiggies, want die stof moes, dit was 'n dak van klei en gras. Dan staan daar, toe Jesus hulle geloof sien, het hy hierdie man genees. Got it. As Jesus jou geloof sien, waarmee jy bid, moenie dit aan die groot klok hang nie. Dit maak nie saak nie, jy deposit in die hemel. Jy werk aan jou innerlike geluk. Dan kom ek by my laaste punt, kom ek som net op. Ek sou dit noem 4 pilare wat ek in my lewe ontdek het deur al my rondgeswerwe en met mense te doen gekry het en boeke wat ek gelees het. Dat die eerste pilaar van geluk is gedagtebeheer. Die tweede een is, dit is iets binne in jou wat moet uitkom, maar God het dit daar binne in bedraad. So jy met jou gawe weet en jy moet dit begin doen. En die derde een is, jy moet vir ander dit doen. Sonder dat hulle weet, jy doen vir hulle. Jy moet dit in die geheim vir hulle goed doen. Om goed te doen vir ander. Ekskuus. En my laaste punt wil ek met 'n storie illustreer. Vir 21 jaar het Dr. Frederik Loomis, hy was 'n ginekoloog, geduldig
na bekommerde vrouens geluister, hulle vrese besweer, hulle vertroosting en raad gegee, hulle babas gevang. As 'n vriendelike en begripvolle man het hy homself so volledig aan sy pasiënte gewy, dat daar min tyd was vir 'n privaat lewe. Geen wonder hy het vervreem geraak van sy vrou en sy kinders. Sy wêreld in sy woorde het gedraai rondom sy werk. Babas vang, wat hy lief was voor hom te doen. Totdat Dr. Loomis eendag 'n besluit geneem het. Dis tyd om af te tree en te mediteer oor vele dinge wat ek 21 jaar lank in die praktyk geleer het. En hy het sy mediese instrumente neergesit. En die eerste ding wat hy gedoen het is, wat hy nog altyd graag wou doen is, hy wou skryf. Boeke skryf. Sy eerste boek was, in Afrikaans vertaal, In 'n Chinese tuin, is die titel. Wat die verhaal vertel van 'n brief. Dr. Loomis skryf, ek het al baie keer die storie in verskeie dele van die wêreld vertel, maar hier is die brief. Geagte dokter, moet asseblief nie verbaas wees om 'n brief van my te kry nie. Ek teken slegs my voornaam. My van is dieselfde as u van. U sal my seker nie onthou nie, maar 2 jaar gelede was ek in die hospitaal waar u ook gepraktiseer het, onder 'n ander dokter. Ek het my baba daardie dag verloor, by geboorte. Daardie selfde dag het my dokter ingekom, om my te sien, en toe hy uitstap, toe sê hy, o terloops, hier is 'n ander dokter, met presies dieselfde van as jy, en hy het dit opgemerk op die bord, en gevra of hy dalk by jou kan inloer. Maar ek het vir hom gesê dat jy jou baba verloor het, en dat ek nie dink jy eintlik mense wil sien nie. Maar ek het my dokter verseker, hy kan maar vir u stuur. 'n rukkie later het u ingekom. Jy het jou hand op my arm gesit. Vir 'n oomblik langs my bed gaan sit. Jy het nie veel gesê nie. Jou oë en jou stem was vriendelik en simpatiek. Ek het gou beter gevoel. Terwyl jy daar gesit het, het ek opgemerk dat jy moeg is. Die lyne in jou gesig was diep. Ek het jou nooit weer gesien. Die verpleegsters het my vertel dat jy dag en nag by die hospitaal is. Dr. Loomis, ek was vandag, ek bly nou in Peking, China. Ek was by 'n pragtige Chinese huis waar ek genooi was vir 'n koppie tee. En ek het in daai Chinese tuin gesit, waar blomme, rooi en wit blomme was, maar daar was 'n koperplaat teen die muur vasgespijker, en met 'n Chinese inskripsie. En ek het vir die gasheer gevra, hy moet vir my vertaal wat daar staan. En dit was die volgende woorde. Geniet jouself. Dit is dalk later as wat jy dink. Ek het self oor die woorde begin nadink. Ek wou nie nog 'n baba hê nie, want ek het steeds getreur oor die een wat ek verloor het, maar ek het dadelik besluit, ek moenie langer wag nie, ek moet aangaan met die lewe, en toe het ek aan u gedink, wat babas vang, en hoe diep en moeg u oë daai dag was. Ek weet nie hoe oud hy is nie, maar hy is seker oud genoeg om my pa te kon wees, en ek weet dat daardie paar minute wat jy saam met my deurgebring het daardie dag, vir my verskriklik baie beteken het. Ek is dus aanmatigend om te dink dat ek op my beurt vir u iets kan beteken vandag. Vergewe my asseblief. Maar wanneer jy hierdie brief kry, dit was briefwisseling, dit het in 1838 afgespeel. Ware verhaal. Ek is dus aanmatigend om te dink dat ek op my beurt vir u iets kan doen. Miskien as u vandag by die huis kom en die dag waarop u die brief kry, neem 'n time out, gaan sit 'n bietjie stil en gaan dink. Geniet jouself, dis dalk later as wat jy dink. Dr. Loomis vertel, gewoonlik slaap ek baie goed, as die telefoon my nie steur in die nag nie.
Maar ek het 'n paar keer in die nag wakker geword en ek het 'n koperplaat gedroom teen 'n Chinese tuinmuur met hierdie inskripsie op. En ek het by myself gedink, jy's simpel, kry jou gedagtes agter mekaar. Maar elke keer voordat ek gebed het, is ek weer by dit, geniet jouself want dit is dalk later as wat jy dink. Ek het opgestaan, ek het die volgende oggend kantoor toe gegaan. Ek het 3 maande verlof ingesit. Dit is 'n ontnugtere ervaring vir enige iemand wat dink, die werk is so belangrik, dat 'n organisasie sal nie kan aangaan sonder dat jy daar is nie. Die eerste keer wat ek op 'n lang reis weggegaan het, 'n paar jaar tevore, het niks verander nie. Inteendeel, ek wonder of die pasiënte die vinniger gesond geword het. Maar almal was nog daar toe ek terugkom. Ek het my beste vriend Shorty gebel, hy is 'n afgetrede kolonel. Ek het hom gevra om asseblief na my kantoor te kom. Met sy aankoms het ek hom meegedeel. Hy moet huis toe gaan en sy tas gaan pak. Ons gaan met vakansie, 3 maande. Shorty het my verseker, dis onmoontlik. Hy wag vir 'n deal om deur te kom en hy kan nie dit nou doen nie. En toe lees ek vir hom Marguerite se brief. Marguerite van China. Weer het Shorty my verseker, ek is baie bly jy nooi my saam en jy wil my graag saam, jammer ou maat, ek het net nie tyd nie. En toe sê Shorty, wat het daai vrou nou weer gesê? Geniet jouself, dis dalk later as wat jy dink. En Dr. Loomis sê, ek het gesien hoe Shorty skuif van die een kant na die ander kant. En toe vra hy vir my, hoe laat gaan ons môre ry? Ek's in. Daai deal kan vir my wag, want ek wag al 3 maande vir hulle. Ons het na Suid-Amerika gegaan. Ons het dag na dag op die see, op 'n passasiersskip deurgebring en gevoel hoe die laste kilometers van ons afgly, hoe ons moe liggame weer deur die winde van verandering gevoed word. Mettertyd het ons onsself in een van die groot stede van Suid-Amerika gevind en is onthaal deur 'n staalmagnaat van Suid-Amerika. Tydens 'n ete saam met hierdie man, hierdie baie ryk man, het Shorty vir hom gevra, speel u dalk golf, meneer? Hy het geantwoord, meneer, ek speel 'n bietjie, ek wil graag meer speel, my vrou en kinders is op vakansie in die VSA, ek wil graag by hulle aansluit, ek het perde wat ek graag wil ry, ek kan niks van hierdie goed doen nie, ek is 55 jaar oud, maar ons staalbedryf blom. Maar julle kan seker die goed doen, want julle het niks meer om te doen nie. En toe sê Dr. Loomis, omdat u miskien te veel gehad het om te dink, ons het nie te veel gehad om te doen nie, en geld gehad, wil ek u verseker, dis nie die waarheid nie. En toe lees hy vir die staalmagnaat Marguerite se brief. Hy sê hy het agtergekom, die ou raak al stiller. Die volgende oggend toe hy weer sien, toe sê hy, Dr. Loomis, net 'n oomblik. Ek is op pad, ek gaan by my vrou en my kinders aansluit in Amerika met vakansie. Shorty in hierdie verhaal het sterk en gesond 'n paar weke gelede saam met my teruggekom. En toe sit ek by sy sterfbed, sy laaste ure saam met hom in deurbring. En hy het aan mekaar vir my gesê, Fred, dankie dat jy my saamgenooi het. Dankie dat jy my saamgenooi het. Geniet jouself. Dis dalk later as wat jy dink. Ek som op. Die pilare wat ek sou sê, om gelukkig te wees, om content te wees. Neem beheer oor jou gedagtes. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, Spreuke 4:23, want dit bepaal jou hele lewe. Dan sê Paulus, Filippense 4:8, alles wat waar is en eerbaar is en rein is en lofwaardig is, dink dit. Tweedens, ware geluk kom van binne. God het jou 'n bedrading gegee hier binne.
gawes, vaardighede, 'n emosie, 'n ondervinding, 'n reg, 'n persoonlikheid. Efesiërs 2:10, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, luister, tot goeie werke wat God vir ons voorberei. Nommer 3, ons moet goed wees vir ander. Ons moet ander dien, ons moet vir ander bid, sonder om daarvoor hier eer te wil hê, want ons moet skat in die hemel belê. Maar wanneer jy liefdadigheid doen, Matteus 6 vers 3, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Galasiërs 6:9, ons moet nie moeg word om goed te doen. En laastens, neem genoeg time out. God het dit nodig geag om te rus, nadat hy 6 dae geskep het. Kom julle alleen na 'n eensame plek en rus bietjie, sê Jesus vir sy disippels, met Markus 6:31. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, Psalm 23:2. En in terugkeer en rus, lê julle verlossing, in stilte en vertroue, lê julle krag. Geniet vandag, liewe vriende. As jy hier uitgaan, geniet vandag. Dis dalk later as wat jy dink. Hemelse Vader, vergewe ons dat ons die lewe so dikwels by ons laat verbygaan, sonder om die genietinge daarvan, die strome van lewende water wat uit ons binne sal vloei. In Johannes 10:10, dat ons die lewe sal hê en dit in oorvloed, sodat ons dit so min ervaar. Help ons, Here. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Baie dankie, ons gaan nou nie nog sing nie, want die projekteur het my gedrop, maar ek hoop, ons kan sonder 'n projekteur praat, en ek hoop julle 'n geseënde Sondag, en ek hoop julle geniet die lewe. Drink 'n koppie koffie saam as jy tyd het, daar's toebies, en laat ons eet, prediker sê, laat ons eet en vrolik wees.